saam met u gaan in die woord van die Here in Romeine 8 vanaf vers 37. Die Bybel sê maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Die hom wat vir ons liefhet. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ek wil hê dit moet so insing. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Maar in al hierdie dinge. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ek wil vanaand die woordtitel gebruik die maar. Wanneer dit nodig is. Inteendeel gebruik die maar wanneer die vyand vir jou iets gesê het. Gebruik die maar wanneer jou omstandighede lyk, dit gaan na een posisie toe. Kom ek sê vir dit, die woord maar is 'n teenstrydige voelwoord. Ons almal het geleer op skool wanneer die woord maar gebruik word, is om twee sinne bymekaar te sit. Maar dit is om een sin te maak, maar die eerste gedeelte van die sin loop byvoorbeeld hier. Die kind is siek. Maar hy verkies om skool toe te gaan. So wanneer ons die een gedeelte van die sin, dan is dit teenstrydig en dit draai die hele sin net so om. Radikaal en dit sê vir die eerste sin eintlik dat dit maak nie meer sin. Ek is lief vir jou, maar ek weet of ek so by jou kan wees. Dan is ek nie meer lief vir jou. Ek is lief vir jou, maar ek dink jy kan trou nie. Ek is lief vir jou, maar ek dink jy ons kan verder mee aangaan met die trou. Hoor jy wat ek sê? So sy sê een ding, maar wanneer sy die woord maar gebruik, dan is dit 'n hele ander direksie waar jy sê is 'n hele ander direksie. Sy kan nie wil sê ek is in die kerk, maar ek sal verkies om die dan is dit nie. Ek is hier, maar ek is hier nie. Wanneer sy die woord maar gebruik, dan is die eerste gedeelte van die sin geheel en al in 'n ander direksie van die ander sin. Die woord maar. In ons omstandighede, daar is nie kos in my huis. Maar wanneer sy die woord maar gebruik, maar ek sal nog steeds gaan bid. Dan verander sy dit heel in direksie in, want die woord maar word in jou lewe gebruik. Ek weet ek is siek, maar ek sal nog steeds na die diens toe gaan. Ek weet ek is moeg, maar ek gaan nog steeds vir my kind bid. Ek weet my kind sê nie weg nie, maar ek gaan nog steeds in sy lewe belê. Ek weet dit gaan nie nou goed nie, maar as 'n hoop vir die toekoms vir my. Ek wil ons die woord maar gebruik. Ons ander omstandighede heeltemal en ons draai ons situasie om na 'n ander direksie. As ek meer as oorwinnaar. Die woord maar. Nie die woord maar. Hoeveel keer het die vyand vir ons omstandighede gewys het? Dit is wat dit is. Dit is wat dit is. Ek is nou waar ek is. Maar as die woord maar gaan gebruik, Here, my omstandighede verander heeltemal. Want iets wat die vyand my gewys het, as ek die woord maar gebruik, ek gaan die duiwel onderkry nie. Luister wat sê Dawid. Dawid sê vir Goliat, jy kom na my toe met 'n stok en 'n staf. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Die moment toe hy sê maar, dit sê dit alles. Dit sê dit alles. Luister die stukkie. En die aarde was woes en leeg. Maar die gees van die Here het op die aarde beweeg. Al woes en leeg aarde, ja. Maar die woord maar gebruik het. Aan 'n direksie. En heeltemal 'n ander direksie. Wat wil die gees van die Here vir ons vanaand sê? Ons omstandighede lyk soos wat hulle lyk. Ja, waarskynlik dit miskien nou verander nie, maar sowel as wat ek nog 'n maar in die lewe het. Solank daar nog 'n maar in die binneste is, kan die Bybel maar die omstandighede vir my hoe wys. Want ek weet daar is 'n verlosser vir my. Ek weet as die woord net maar kan gebruik, sien sy alles en die stuur dit na 'n direksie toe. Dis amper soos iemand wat windturbines verstaan. Vat wind en skakel dit na krag toe. Negatiewe energie en omskakel dit na iets anders toe. Net om die woord maar te gebruik. En die geweet is as ons daai ding kan, alles het lewe aan mekaar kan gebruik. Hoe sou ons lewe nie verander? Net om te sê maar. Iemand kom na my toe, hulle gee my slegte nuus. Ek aanvaar in die jare slegte nuus, maar ten spyte van die slegte nuus, sal ek nog steeds gelukkig wees in die Here. Ten spyte van dit.
Ek weet my posisie lyk nou so, maar ek sê nog steeds op aan die Here. Yes. Ek weet my huwelik lyk nou so, ek weet my huisgesin lyk nou nie mekaar, maar daar's nog steeds hoop. Ek gebruik die woord maar. En alle slegte nuus wat ek ontvang, maar daar's nog steeds hoop. En al hierdie dinge, maar en al hierdie dinge. En al hierdie dinge is ons nog meer as oorwinnaars. Net die woord maar. As ons vanaand bid, en ons bid miskien vir iets wat gebeur het, slegte nuus. Ek weet ja, maar gebruik hy maar in jou omstandighede. Ek weet nie wat se omstandighede jy deurgaan nie, en ek weet nie wat se posisie jy miskien is nie. Maar wat ek vir jou kan sê is, gebruik daai maar om jou van een direksie te vat en te change Yes. in 'n ander direksie.